bal word vanuit rus vanaf 'n hoogte bokant 'n sementvloer laat val. Die bal tref die grond en hop vertikaal op en af op dieselfde plek op die vloer. Die snelheid-tydgrafiek vir die hoppende bal word hieronder getoon met punte P, Q, R en S wat verskillende tye tydens die beweging verteenwoordig. Ignoreer die effekte van lugweerstand. Teen watter tyd bereik die bal sy maksimum hoogte na die eerste opwaartse hop? Die korrekte antwoord is P. So wat gebeur? Die bal word vanuit rus laat val. Afwaarts is positief. Ons begin vanuit rus, die snelheid neem toe soos die bal afbeweeg. So hierdie is af. Hier tref die bal die grond. Die stippellyne is die onmiddellike verandering in rigting. 'n Bal wat tog hop, onmiddellik beweeg dan weer opwaarts. En wat gebeur? Met 'n maksimum snelheid trek dit weg, daai snelheid neem af tot by punt Q, waar die maksimum hoogte dan nou weer bereik word. Maar dink, maksimum hoogte en dan gaan die bal mos nou weer af. So dis daai tweede deel. Daar is die bal weer op pad grond toe, die snelheid neem toe in die positiewe rigting en op daardie punt tref die bal die grond. Rigtingverandering, oombliklik vind dit plaas, dis wat jy hier sien, nou beweeg die bal weer op, maksimum snelheid begin dit mee so wat opwaarts beweeg, tot waar die snelheid 0 is, by die maksimum hoogte vir 'n tweede keer. So by Q het ons 'n maksimum hoogte na die eerste hop, en S is waar ons 'n maksimum hoogte het na die tweede hop.